lig op deernisvolle teenwoordigheid is al synoniem met professor Emerentia Du Plessis. Vandag is haar tema geseënde Kersfees. Ja, ons leer professor Emerentia Du Plessis van die verpleegskool aan Potchefstroom of die Noordwes Universiteit. Leer ons ken as die een wat vir ons altyd bewus maak van die goeie deel, die uitdagende deel soms van die lewe. Geseënde Kersfees. 'n Geseënde Kersfees vir jou. En baie dankie dat jy na ons program luister. Ons waardeer dit baie. Mense wat in Jesus glo, vier in Kerstyd dat God met ons is, dat hy aarde toe gekom het en tussen ons was, vir 'n ruk as 'n mens, en weer daarna opgevaar het na die hemel. Ons praat van Jesus Immanuel, God by ons, 'n geskenk van God se teenwoordigheid tussen ons op aarde. Daarom dink ons daaraan dat God met ons is, ook nou, in elke oomblik van die dag. Hy is die een inwonende teenwoordigheid binne in ons, deur sy Heilige Gees, deur ons vriendskap met Jesus en deur ons verhouding met God die Vader, en ons erkenning teenoor hom dat hy ons skepper is, dat hy ons lewe is, dat hy die bron van ons lewe is. God gebruik alledaagse en buitengewone oomblikke as geleenthede om teenwoordig te wees in ons, by ons, om ons goddelike terapeut te wees, ons goddelike geneeser van dit waarmee ons sukkel en dit wat ons nodig het in daardie oomblik. Hy is teenwoordig by ons. Wat is die vrug van sy teenwoordigheid in ons, elke oomblik by ons? Dit is dat ons hom vertrou, dat sy wil sal geskied op die regte tyd, dat ons met hom kan praat oor enige iets, en dat hy by ons is, in moeilike en goeie tye, en dat ons nooit alleen is nie. Hoe kan ons dan teenwoordig wees, as 'n gebaar van dankbaarheid teenoor hom? Ons kan hier wees, nou in die oomblik teenwoordig wees, en oop wees vir wat nou in die oomblik gebeur. Hoe kan ons deernisvol teenwoordig wees by iemand? Om hier te wees, nou vir iemand, saam met iemand. En daar is selfs al boeke geskryf oor hoe om deernisvol teenwoordig te wees. En in verpleegkunde, die veld waarin ek werk en leer, is dit veral voorop en prominent 'n belangrike eienskap om deernisvol teenwoordig te wees, saam met iemand en vir iemand naby jou. 'n verpleegkundige wat deernisvolle teenwoordigheid gedefinieer het, Madeleine Veilieu, het gesê, deernisvolle teenwoordigheid is om saam met iemand te wees, met jou hele self, wanneer daardie iemand dit nodig het. 'n ander bekende verpleegkundige, Carol Kostewijk, het gesê dat deernisvolle teenwoordigheid is om daar te wees vir iemand en om te doen vir daardie iemand. 'n baie bekende teoris in deernisvolle teenwoordigheid aan Nederland, professor Andries Baart, het geskryf dat deernisvolle teenwoordigheid is wanneer ek myself gee aan iemand op 'n aandagtige en toegewyde manier, en daardeur sodoende leer wat belangrik is vir daardie iemand, en agterkom wat gedoen kan word in hierdie spesifieke situasie, en wie ek kan wees vir die iemand. Wat dan gedoen kan word, word gedoen in daardie oomblik. Niks minder, niks meer nie. Deernisvolle teenwoordigheid is 'n kuns, en vra dat ek na binne kyk, en my wysheid en my omgee vir ander gebruik.
Hoe lyk dit dan prakties vandag in hierdie oomblik? Kom ons dink na oor hoe ons deernisvol teenwoordig kan wees vir iemand, om daar te wees vir iemand. Ek kan dit doen deur voorbidding vir iemand, deur 'n glimlag, deur 'n dankbare hart te hê. Daardie dankbare hart straal uit na ander mense. Deur stil te wees saam met iemand, deur iets prakties te doen vir iemand wanneer ek sien hulle het dit nodig, deur te luister en soms ook om ferm te wees met iemand wanneer hulle dit nodig het, op 'n liefdevolle en sagkens manier. Kom ek sluit dan vir ons af met 'n gebed vir Kerstyd wat Henry Nouwen geskryf het. Here Jesus, Meester van lig en donker, stuur asseblief U Heilige Gees oor ons vir Kersfees. Ons wat so besig is en baie het om te doen, soek stil ruimtes om U stem elke dag te kan hoor. Ons wat so angstig is oor baie dinge, sien uit na U koms, U teenwoordig wees tussen ons. Ons wat so geseënd is op baie verskillende maniere, verlang na die voltooide vreugde van U koninkryk. Ons wie se harte swaar is, soek na die vreugde van U teenwoordigheid. Ons is U mense, ons wandel in donkerte, maar soek na U lig. Aan U sê ons, kom Here Jesus. Amen. Mag jy 'n wonderlike Kerstyd beleef en mag jy die teenwoordigheid van Jesus, van God die Vader en die Heilige Gees ervaar en mag jy die vrug daarvan ervaar. Geseënde week vir jou.